Ons eindig vanoggend ook ons regtig 'n amazing 7 weke gehad waar die Here met ons gepraat het oor wie hy was. Ek is die wynstok, ek is die brood van lewe. Ons het in groepe bymekaar gekom, weekliks of miskien selfs op jou eie wat jy hierdie lesse deurgewerk het. En ons sluit vanoggend af met hierdie reeks waar ons gaan praat oor ek is die opstanding en die lewe. En wat 'n dag. Wat 'n dag. Nou, voor ons gaan begin, om te praat oor Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, wil ek 'n oomblik neem, sodat ons net vir 'n oomblik ons verbeelding kan gebruik. Want ek dink nie ons verstaan altyd, wat op daai oomblik plaasvind in Jerusalem nie. Daar was spanning in die lug. Jy kon dit aanvoel. Was jy ooit, wanneer jy ingestap het op mense, wat nou net 'n argument gehad het, jy het dit ook al beleef, 'n man en 'n vrou het nou net so 'n bietjie van 'n meningverskil gehad, en hulle kom aan daarso, dan sal so, wat is die woord, atmosfeer, nie julle is Christene, julle doen nie sulke goed nie, maar jy weet, daar's 'n atmosfeer in die lug, jy voel iets, something is gonna happen, iets is hier aan die gang. Nou dink bietjie, Jesus aan die kruis gesterf, die mense het geskree, kruisig hom, so aan die een kant kry jy die religious mense, die fariseërs, die sadduseërs, hulle is opgewonde, hierdie donker magte, die Christus, gaan nou sterf, en aan die ander kant kry jy mense wat in hom geglo het, wat die wonderwerke gesien het, wat gebeur het, en hier is hulle verlosser besig om dood te gaan. Daar is spanning in die lug. Mense is kwaad, mense is hartseer, en ons kry hierdie oomblik, waar Jesus aan die kruis in die woord sê, daar was 'n aardbewing, die gordyn en die allerheiliges het geskeur, en almal weet, hierdie is nie 'n gewone kruisiging nie. Mense praat onder mekaar, het julle gehoor wat hy gesê het? Julle gesien wat gebeur het? Al jou politiese leiers, hulle is so bang, hier kom 'n opstanding en mense raak kwaad en die stad begin brand, dat hulle besef iets moet gebeur. Nou gewoonlik hoe dit met 'n kruisiging gebeur het is, die persoon is nie gekruisig, het gehang aan die kruis, en die oomblik wanneer hy sterf, sou hy dadelik afgehaal word nie. Dis nie wat gebeur het nie. Inteendeel, daai persoon, om vir almal 'n voorbeeld te wees, wat gebeur met jou, as jy teen die Romeinse ryk iets doen, sou gehang het vir weke aan die kruis. Maar die spanning is so groot, toe die disippels kom vra, kan ons hom maar afhaal van die kruis, toe sê hulle, nee, dis reg, julle kan hom maar neem, asseblief. Inteendeel, ons gaan ons gaan wagte stuur, ons gaan seker maak, die liggaam word opgepas, maar julle moet dit asseblief, dit moet nou vinnig gebeur. Daar is spanning. Ek wil hê, sien julle die prentjie van wat hier gebeur? Nou, as jy iets verstaan van die Joodse rituele van wat daar gebeur het, en ek wil vra, waar is daai 2 manne waarvoor ek gereed het? Kom hier so 2. Een van 2 handsome manne hierdie hoor. Staan hier voor vir my. Kyk vir my vir 'n oomblik daar voor julle. Hulle is boeties, hoor, in case julle gewonder het. Okay. So, ek wil vir 'n oomblik net vir julle 'n bietjie verduidelik wat gebeur het in daai tyd. So, gewoonlik as 'n persoon sou gesterf het, die liggaam moes gewoonlik binne 24 uur moes dit na die graf toe gaan. En daar was 'n proses gewees wat saam met dit gegaan het. Nou, gewoonlik sou die lijk eers gedra geword het deur die strate. Mense sou agteraan loop, familie, daar sou 'n treurproses wees wat saam met dit gaan, sodat almal bewus kan wees van hierdie familie wat deur hierdie moeilike tyd gaan en hoe hulle hierdie familie kan help. Dan, van daar af, sou die liggaam deur 'n proses gaan. Die liggaam sou eers gewas word. Okay, so wie gaan my, alright, hier is hy. So, dan sou wat gebeur het is, hulle het gepraat van die doodskleed, en voor hulle dit sou doen, sou die liggaam gebalsem word, daar sou duur parfuum geplaas word, sodat daar nie 'n reuk is nie, en die eerste ding wat sou gebeur het, hulle sou die hande en voete bind. So, ek weet, jy het nog altyd gewag vir hierdie geleentheid met jou broer.
Maar jy moet sy hande vir my vasmaak. Jy hoef nie so baie knope te maak nie, is okay. Okay, en dan vir my die voete ook, sê vir my die voete bymekaar. So die voete en die hande was gebind gewees, en daarna sou dit deur 'n proses gegaan het, en dan sou hulle dit toegemaak het in die doodskleed, gewoonlik 'n lap. Julle kan hierdie vat, begin hom maar. Sonna kom help gou hierso. So het gewoonlik hierdie dierparfuums wat mee gesalf was, nardus, mirre, alwyn, alles wat sou gebruik word om die liggaam mee te bedek. So daarna was die liggaam toegedraai in 'n grafdoek en ons maak 'n mammie. Maar sy. Alles is vasgebind. Ander lekker af, waar is hy? Vasgebind, toegedoen. Okay, nou wil ek vra. Hardloop. Hop. Okay, so hy's vas, hy gaan nêrens nie. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Awesome, dankie. Ek moet my gaan sit. Fenomenaal. So, dit was 3 dae gewees, dit was 'n proses, maar hulle kon nog nie die liggaam voorberei nie. Dit sou 7 ure vat en langer vir die voorbereiding van hierdie liggaam, en dit was op daai tyd die Sabbat. So die Sabbat was, en dit was verbied gewees om hierdie prosesse te doen tydens die Sabbat. So, hulle het Jesus ingevat, binne in die graf gaan insit, en hulle sou terugkom, en hulle sou deur hierdie prosesse gaan. Nog iets, die oomblik wanneer die grafsteen toegerol was, dan sou daar sulke bankies wees by die graf, en daar sou almal gereflekteer het, teruggekyk het na die persoon se lewe, en dit sou 'n weenproses van huil wees, en terugkyk, en dit het ook nie gebeur nie. Interessant, ons gaan nou terugkom na dit toe. Okay, so hou dit vir 'n oomblik, want ek moet hierdie ook net verduidelik. Jy het die Fariseërs en die Sadduseërs gekry. Kyk vir die persoon langs jou en sê, wat is dit? 'n Fariseer en 'n Sadduseer. Nou jou Fariseërs, hulle was bietjie meer, jou geleerdes, hulle was jou middelklas mense, en hulle het streng geglo in die wet en die Joodse gebruike. Maar die groot ding wat hulle onderskei het, is die feit dat hulle geglo het in die lewe na die dood. Hulle het geglo daaraan. Dan die Sadduseërs, hulle was meer jou politiese, jy ken die politikuste? Alright. Hulle was meer jou politiese groep gewees, hulle was baie bemagtigde leiers, en hulle het meer gefokus op die tempelgebruike, wat jy nou mag in die tempel doen, en nie in die tempel doen nie, en hulle het nie geglo in die lewe na die dood nie. En dit was ook spanning gewees, oor wie is nou reg en verkeerd, tussen die leer van hierdie twee mense. Nou is belangrik om al hierdie inligting te hê, en bietjie nou, voel jy nou 'n bietjie slimmer? Voel slimmer? Okay, wonderlik. So nou kry ons hierdie ding waar Jesus sê, ek is die opstanding in die lewe, en die eerste keer wat ons hierdie sien, is, waar ons kry, vir 4 dae lank is Lazarus al in die graf. Jesus het geweet, maar hy was besig met bediening, en stadig maar seker was hy op pad na Lazarus toe. En ons kry letterlik die situasie, Lazarus is reeds deur al die rituele, hy is binne in die graf, die steen is toe gestoot, hulle sit om die graf, en toe Jesus aankom, is hulle besig met hierdie proses van huil en ween oor Lazarus wat oorlede is. En ons kry letterlik waar Martha, sy is so hartseer, sy kan nie eers daar wees nie. En toe sy hoor Jesus kom, hardop sy, en ons kry hierdie gedeelte, Johannes 11 vers 23, kom ons lees saam. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan, maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Julle hoor waar haar geloof is? Dis wat sy glo. So sy glo wat die Fariseërs lees, nie die Sadduseërs nie. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Amen. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook,
en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. So sy het al hierdie wonders gesien, sy het geweet wie Jesus is, maar sy is nog hartseer en gebroken. Die kennis is daar, die kennis is hier. Is hier. Verder gaan dit aan Johannes 11. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Nou het oor gepraat. Lazarus vasgebind, sien julle die prentjie? Kom uit, geskoffel. Hy leef. En Jesus sê, maak hom los. Maak hom los. Nou, hoekom gaan ek nou hierdie gedeelte doen? Want nou wil ek kom na Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. En ek wil nou hê, jy moet weer hierdie prentjie sien. Maria kom by die graf aan, ons ken die verhaal, en Jesus is nie meer daar nie. En ons lees verder, Johannes 20 vers 6 tot 7 sê, na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan, hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was, die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afgesonder opgerol. En toe ek hierdie twee gedeeltes lees, en toe ek by stil was, het die Here vir my 'n prentjie gegee van die grafdoek, en ek het nog nie lekker verstaan wat God vir my probeer sê nie. Maar toe ek begin lees oor waar hierdie gedeelte vandaan kom, en Jesus se opstanding en die proses waardeur hy gekom het, en die verskil tussen die twee, toe kom sê God vir my die volgende. Baie van ons weet miskien feitelik die kennis, die waarheid dat Jesus die opstanding is. Maar ons is baie nog soos Lazarus, vasgevang. Ek wil amper sê, die lewende dood. Weet jy wat 'n lewende dood? Is 'n mammie. Is 'n mammie. Die van julle wat nie weet nie, jy hoef nie mammie flieks te gaan kyk nie, maar mammie loop so. Die lewende dood sukkel vasgemaak nog. Terwyl Jesus Christus, hy was nie so gevind nie. Sy doodskleed, die dood, het hy agtergelos in die graf, en hy het reeds uitgegaan, en gesê, ek is die lewe. En hy het die vryheid gebring. Maar baie van ons weet dit hier, maar ons weet dit nog nie hier nie. You know the facts, but it's not lived yet. Jy loop nog rond met jou grafdoeke, soos Lazarus vas. Jesus het opgestaan, hier. But it's not here yet. You're not living it. Hoe leef 'n zombie? 'n Zombie wil nog steeds 'n beter lewe hê. Hierdie kar is nice, maar het jy die nuwe BMW gesien? Jy al geryk hoe ryk daai kar? Vir 2 dae. Nee, hierdie huis is nice, maar ek wil daai huis hê, of ek wil nog meer hê. Wil altyd meer hê, is nooit genoeg wat ek het nie. Nooit tevrede nie. 'n Zombie sien nog steeds net die negatief. Sien nie al die goeie dinge raak nie, sien nog steeds die negatief, die dooduitsig oor die lewe. 'n Doodsuitsig is om die hele tyd net te kyk na wat jy nie het nie, en te vergeet wat jy wel het. 'n Zombie, 'n persoon wat nog steeds lewend dood is, nie 'n maklik aanstoot. You get easily offended. Jaco het altyd gesê, ek my dood gelag. Dit geen disrespek nie. As ek 'n lijk gaan skop, gaan hy kwaad wees vir my. Nee, hy's dood. Jesus sê, we need to be living sacrifices. Ons moet dood wees in onsself. We must not be offended anymore, because we are not living for ourselves. We are living for Him and Him alone. 'n Zombie mentaliteit
soek nog erkenning. Mense sien nie raak wat ek doen nie. Weet hulle hoe great ek is? Raak stil. Soek nog steeds erkenning. Wil nog steeds spesiaal voel. Jy is spesiaal, maar jy is ook nie so spesiaal nie. Jesus Christus is die weg, die waarheid en lewe. En dis net 'n voorreg dat hy aan my dink en lief is vir my. Paulus praat daarvan, hy sê, ek wil amper sê, dis nou 'n braamvertaling, maar julle oor my hart. Hy sê, do not brag about what you have done. Maar net wat Jesus gedoen het aan die kruis. Persoon wat 'n zombie is, gaan maar net deur die lewe, hy gaan maar net deur die ritmes, but he's not living life. He's not experiencing God's miracles, God se liefde. He knows the truth, but he's just going through the motions. My vraag aan elkeen van ons volgend is, ek dink daar's baie zombie oomblikke in ons lewe. Baie oomblikke wat, ons is weer daar terug vas in die doodskleers, but we are not living what God intended for us. Jesus het gekom om die lewe vir ons te gee. Hy het sy lewe daarvoor gegee, sodat ons 'n lewe kan hê in oorvloed en joy in hom. Nie meer vasgevang in hoe ons dink aan die wêreld nie, ons dink anders as gevolg van die opstanding. It changes who we are. Die eerste ding wat die opstanding doen, die opstanding bekragtig jou. Dit bekragtig jou. Dieselfde krag van die opstanding is binne in jou. It's in you. En ons niks wat in jou lewe kan gebeur, waar God se krag dit nie kan oorkom nie. Nie jou krag nie, God se krag. God se krag. En baie keer is die grootste vyand in ons lewe die vrees vir die dood. Julle, ons het al wêreldoorlog gehad, Tweede Wêreldoorlog, en ek kan nie myself verbeel om al deur te gaan nie. Maar sover ek verstaan, was daar nog net een ding wat die wêreld regtig gebring het tot 'n plek van waar alles stil staan, en dit was die vrees vir die dood. Hoe weet ek dit? COVID. Onthou julle dit nog? Almal in sy huise, stede staan stil, why? Want ewe skielik kan ons almal sterf. En almal word bewus van die dood. En 'n vrees vir die dood. Maar ons is nie meer veronderstel om hierdie vrees te hê nie. Ons moet onsself herinner oor wat God vir ons gedoen het. Romans 8:11 says, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Kyk vir jou langs jou en sê, hy's in jou. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Yeah. That's awesome. It's amazing. It's in ons. Stefan Joubert sê gister iets, gister Vrydag iets, hy sê, en dit het my so getref, ek gaan dit vat vir die res van my lewe. Dus, jy weet, jy kan die waarheid weet, maar die penny het nog nie gedrop nie. Ja, ons oomblikke gehad. So, hy sê, Jesus het gekies om swak te wees, vir my en vir jou, sodat die krag geopenbaar kan word. En so baie, ek het deur 'n klomp goed gegaan, 'n worsteling in my hart, en 'n moeilike tyd, en sê, ag Here, ek is mos 'n kind van God, hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom moet ek siek wees? Hoekom moet dit finansiëel so gaan? Why are these things happening to me? Ek staan op die woord, ek doen wat reg is. Maar is net ek, julle doen nie sulke goed nie. Maar toe ek besef wat Jesus vir my gedoen het, en sy swakheid, kom die volgende woorde by my op. 2 Corinthians 12:9 says, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
Therefore I will boast all more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Ek wil waar's Deidre? Deidre, kom gou vir my voor. Ek wil net hierdie amazing storie met julle deel. Die Here het ons regtig gebless met 'n amazing musiekspan, né? Amen. Nou Deidre, ek kom nou al, hoe lank kom ons nou al saam met Tytjie? 10 jaar daar rond, ja, lank. En Deidre is baie lief vir worship en sy speel amazing klavier. Ek het gesien hoe sy begin ontwikkel in haar klavier en hoe sy geleer het en waar sy vandag is en hoe sy haar talente vir God gebruik. Maar 'n tyd terug, toe gaan Deidre deur 'n moeilike tyd. En sy kom agter, maar sy's besig om in haar vingers gevoel te verloor. En sy begin agterkom, maar sy kan nie meer lekker speel op die klavier nie en daar's hierdie worsteling in haar hart. Maar Here, hoekom? Why am I going through this? En dit was 'n proses gewees van herstel in haar lewe en sy sê ook, sy sê vir daai mense, sy's bietjie besig. Deidre, ek meen, daai 2 manne hou jou besig, daai 3 manne, ja, hulle is besig hoor. So, hulle al wel goed besig. En die Here sê vir haar, raak stil. Ek wil met jou tyd spandeer. Maar Deidre, nee, daar's dinge wat gedoen moet word. Ken julle sulke mense? Wie van julle is sulke mense? OK. Maar die Here vat haar na daai plek toe en vat haar deur 'n proses. Ek draai vir my so, ek kan sien daar vir 'n oomblik ingesny en ons bid saam met haar aan die dokters werk en is 'n groot risiko operasie. En sy het vandag hierdie merk op haar nek. Maar raai wat? Dis nie 'n merk wat wys van swakheid nie. Dis 'n merk van wys van God se goedheid. Kom ons gee die Here 'n hande klap vir hom. Vandag worship sy en sy speel saam met ons. Kan ek sien wie van julle het bietjie merke in jou lewe? Dink bietjie vir jou oomblik waar Jesus se liggaam gegaan het. Hoeveel merke op sy liggaam was. En Jesus staan in die dooptyd en hy word in die verheerlikte liggaam gegee, sê die woord. Dis 'n liggaam van ons sal nog aangaan, maar hy kon binne 'n oomblik hier wees en 'n volgende oomblik is hy ergens anderste. En baie mense vra partykeer, maar hoekom moet ek hierdie merke dra? Hierdie goeders wat my terughou of dit my gesondheid is of wat? Why? Hoekom moet ek hierdie merke mee saamgaan deur die lewe? Maar Thomas het nie geglo Jesus het opgestaan en sy woorde was, ek sal eers glo wanneer ek die merke op sy hande kan sien. En hier kom hy. En hy wys die merke sodat Thomas kan glo. Jou merke, jou moeilike tye is daar vir die glorie van God. En dit is niks teenoor die gawe wat God vir jou gegee het, die feit dat hy opgestaan het uit die dood uit nie. Die opstanding maak jou vreesloos. Romeine 6 vers 8 tot 10. Now if we died with Christ, we believe that we will also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died for sin once for all, but the life he lives to God. Wie van julle het al ooit gevoel die dood is 'n snaakse ding? Dit voel vir jou, dit moenie so wees nie. Gewoonlik as jy na 'n begrafnis toe gaan en iemand wat naby jou en jou oorlede is, dit ruk jou. Dit ruk jou tot stilstand. En dan kom jy agter, maar hierdie is nie veronderstel om so te wees nie. Daar's iets in jou hart wat net sê, it's not supposed to be like this. Maar jy weet hoekom, want jy's eintlik 'n ewigheidswese. Jy was nooit geskep om dood te gaan nie. Dit was nie deel van God se plan nie. He didn't want you to die. But because of a choice of sin, death came into the world. Maar Jesus het geweet, hy gaan sy lewe gee vir jou. En ons almal weet nie hoeveel tyd ons in hierdie lewe het nie. Ons almal wil, wie van julle wil 80 word? Ek sê maar om 80 te word, 90, 100. Ja, ons almal wil ouer raak. Dit is goed om te leef en te streef vir 'n vol lewe, maar dis nie te sê jy gaan so oud raak nie. In a moment, it can be over. Maar hier's die ding.
As gevolg van die ewige lewe wat God gebring het, as gevolg van die feit dat hy opgestaan het uit die dood uit, het dood nie meer 'n vashou op ons nie. En ons dink anders oor die dood. Ek sê altyd vir mense, daai persoon is nie weg nie, hulle het net van adres verander. Hulle het net van adres verander. Dis ons wat hartseer is. Ek sien die grootste respek, ek praat nou die dag met iemand, hulle ma is oorlede op 93 jaar oud. Hulle sê, maar hoekom het dit gebeur? Het jou ma geglo? Jog, sy het absoluut in die Here geglo. Dan is ek super bly vir haar. Want sy is nou by Jesus. Ons dink anders oor die dood. Ek kan onthou, ek is op 'n uitreik, ek is jonk, ek dink ek was so ek was 20 jaar oud gewees. Ek is 'n uitreik in die township en ek is besig om te bedien en iets gebeur, een van die ouens hardloop en ek hardloop agter hom. Ek het nie lekker gedink nie, want daar was ek alleen vir 'n oomblik en die volgende oomblik kom 'n gang uit en hulle druk 'n geweer in my kop. En hulle sê vir my, as jy nie vir my jou selfoon nou gee nie, is dit die einde van die lyn vir jou. En wie was die beste ding? In daai oomblik het ek vir myself gesê, ag, is okay. As dit verby is dit verby. Ek weet waartoe ek gaan. Dis 'n bo-natuurlike vreesloosheid wat God jou gee. Want jy besef nie net hier wat hy vir jou gedoen het nie, jy besef dit hier. Hy is die opstanding en die lewe. Laastens, die opstanding gee jou 'n vol lewe. 'n Vol lewe. Die wêreld kyk vas in die politiek en agendas en hy Trump, hy laat wyn nou met 'n klomp goed. Ek sê vir jou, is die hele tyd gepla oor dit. Maar ons is nie meer gepla oor dit nie. Want ons is in God se hand. Hy hou ons vas. Daar's niks wat in die lewe aan ons kan doen wat ons kan wegvat van sy krag nie. Niks. En ons is veronderstel om 'n lewe te leef waar ons nie meer met ons doodsklere rondloop en dink soos iemand wat vasgevang het, nog in 'n doodmentaliteit van, ja, ek weet wat Jesus vir my gedoen het nie, maar jy loop by die werk so rond. My baas is alweer ontevrede. Daar's veronderstel om 'n joy in jou hart te wees. Jy is veronderstel om een te wees wat in die parkering sing. Halleluja. Die mense kyk jou vreemd aan. Dis okay, dit gebeur baie met my. My kinders kyk my ook vreemd aan. Hy het die lewe vir ons gebring. En ek het een vraag vanoggend vir jou. En ek eindig af met dit. Loop jy nog rond met 'n doodskleed? En jou denkwyse. Jy weet wat Jesus vir jou gedoen het hier. But it's not here yet. God wil vir jou 'n vol lewe gee, 'n kragtige lewe, waar jy sy wonder sien, waar jy sien hoe hy mense vry maak. Die vraag is, are you gonna live it? Iedereen kom vir my vorentoe. Ek wil vra, kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik.